As jy na hierdie foto kyk, dan hoop ek jy sien die 2 W en die bril raak. En daarmee wil ek graag iets oor onderskeidingsvermoë met jou deel. Onderskeidingsvermoë is 'n broodnodige gawe in die kerk vandag. En dit gaan daaroor dat jy onderskei tussen die goeie en dit wat beter is. Of selfs tussen dit wat beter is en dit wat die beste is. Die manne en vroue wat die Here gebruik het om die wêreld te verander, het altyd die vermoë gehad om die tye te verstaan. Onderskeidingsvermoë het die profete gebring om mense te waarsku, en as daar op hulle waarskuwings ag geslaan was, het dit die lot van nasies en volke verander. Dink vir 'n oomblik aan Josef. Hy het die onderskeidingsvermoë gehad met betrekking tot die drome, en daardeur het daar uitkoms vir almal, ook vir sy eie familie gekom. Elia, hy kon die perde en strydwaans van vuur raak sien, en dit het hemelse vertroosting gebring vir sy diensknegt, maar ook verlossing vir sy volk. Jy sien, om effektief te kan wees, hang daarvan af, of ons die tye en seisoene en die geleenthede wat daarmee saamgaan, korrek kan interpreteer. Prakties beteken dit om te verstaan hoe hierdie saak uit God se perspektief lyk. Ons lees van die vrou van Lot wat omgekyk het, en dit was in 'n tyd wat die Here besluit het om Sodom en Gomorra te vernietig. Hy het sy diensknegte gestuur om haar aan die hand te neem om te vlug. Wat uitstaan, is dat sy nie die tyd en die geleentheid kon interpreteer nie. Dit het gelei tot 'n tragiese gevolge en 'n vermorste lewe. Die Here Jesus het vir die skare gesê in Lukas 12, as julle 'n wolk in die weste sien opkom, sê julle dadelik dit gaan reën en dit gebeur ook. En as die suidewind waai, sê julle dit gaan warm word en dit word warm. Huigelaars, julle weet hoe om die voorkoms van die aarde in die lig te beoordeel. Hoe is dit dan dat julle nie weet hoe om hierdie tyd te beoordeel nie? Het is duidelik dat die Here Jesus teleurgesteld was in die skare se onvermoë om die tye waarin hulle geleef het te interpreteer. En jy moet nou verstaan, daar was soveel in hulle belê. Hulle het soveel agtergrondsinligting gehad wat ander nie gehad het nie. Alles het na hierdie oomblik in die geskiedenis gewys, maar hulle het dit gemis. Hy het daarom ook oor Jerusalem gehuil en gesê, jy het nie die tyd raak gesien toe God jou besoek het nie. En jy weet, deur dit te doen het hulle alles gemis. Nou, hoe werk onderskeiding? Kom ek lees vir jou wat in Kolossense 3 vers 2 staan, maar ek wil vir jou lees soos dit in die Amplified Bible vir ons opgeteken is. In die Amplified Bible staan, set your mind and keep focused habitually on the things above, the heavenly things, not on things that are on the earth, which have only temporal value. Ons wat in 'n verbondsverhouding met die ewige God staan, moet altyd onthou dat God se koningskap nooit ophou nie. Hy is steeds besig om nou te regeer. Wanneer ek soms na 'n skokkende gebeurtenis oor die nuus kyk, dan wonder ek, as hierdie gebeurtenis in die Ou Testament plaasgevind het, wat sou ons afgelei het van wat God nou meer besig is? Wat sou sy agenda wees? God het nie vir ons sy woord gegee, net om ons te help om toegewyd te leef nie, maar hy het dit gegee om ons toe te rus, sodat ons met insig kan leef, en dat ons met onderskeiding voorbidding kan doen. So hoe onderskei ons die tye? Dat ek net 'n paar sake hieroor vir jou uitlig. Ek wil begin met die vrees van die Here, want die vrees van die Here is die begin van wysheid en kennis. Maar onderskeidingsvermoë is noodsaaklik as jy opreg wil bid. Effektiewe voorbidders is in pas met God se gees. Daarom is hulle gebede gefokus. Deur hulle gebede kom God se koninkryk en geskied sy wil op aarde, net soos in die hemel. Deur die skrif kan ons ook die kolletjies verbind. Dit gee jou die vermoë om te sien wat God dink, waarheen hy op pad is. En as ek nou aan die einde van hierdie gedagte kom, dan wil ek vir jou hê jy net na hierdie foto kyk. Daar was 'n ongeluk op die pad. Die 2 vragmotors lê aan weerskante van die pad. En hierdie prentjie gee 'n belangrike stukkie waarheid. Jy sien, daar's 'n uitgrawing aan buitekante van die pad. Slegs die skrif kan maak dat jy op die nou en die smal weg bly lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U Gees vir ons onderskeidingsvermoë gee, om die waarhede van die woord te hoor en toe te pas in ons situasie. Gee dit vir ons vandag, in Jesus naam, amen.